Kom ons sing van sy liefde en trouw, van die liefde wat nimmer vervlou, van die bloed van die lang eerste slag, tot ons ongerig gloor daar die dag. Ja, ek gloor, Jezus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek gloor, Jezus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Daar is lewe en redding so vry, en genesing vir almal wat ly. Daar is blydskap wat ewig sal bly, deur die bloed voor Gods troon nou te kry. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. O ja, ek glo, Jesus red, halleluja, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ons geniet nou sy liefde hier saam, en dit vul ons met lof vir sy naam. Maar hoe sal dit wees daar in die skaar, as ons juig voor die lam eendag daar. O ja, ek glo, Jesus red, was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ons volhard in sy naam tot hy kom, en hy bring ons die ewige rus. En sy lieflikheid sien ons vir hom, en sy huis op die salige kus. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Nou sal ons maar die vlag hier laat zweef, met ons wachtwoord om heilig te leef, tot ons daar ook die kroon sal verdien, waar ons hom in sy heerlijkheid sien. O ja, ek glo, Jesus red, halleluja, en sy bloed was my beter dan sneeuw. O ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. Prys die
glo Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. O ja, ek glo Jesus red, en sy bloed was my beter dan sneeuw. O ja, ek glo Jesus red, oh halleluja, en sy bloed, ja, dankie Here, was my beter dan die sneeuw. Halleluja, halleluja, ja, en sy bloed was ons beter dan die sneeuw. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die naam van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Dankie Here Jesus, halleluja, ons kan dit waarlik sing. Ja, ons glo Jesus red en sy bloed was ons beter dan die sneeuw. Here, geen kerk, geen mens, geen prediker, niemand kan dit vir my doen nie. Dis net u bloed. En daarvoor wil ons vir u baie dankie sê. En ek kan saam met hierdie koortjie sing. Ja, ek glo Jesus red. En hy was my in sy kosbare bloed. Halleluja, witter, ja, witter dan die sneeuw. Dis waarom Vader uitgeroep het, kom laat ons die saak uitmaak, al was jou sonneskool soos kalaken, dit sal wit word so vol, was het soos rooi soos kalaken, maar was het, Here, dit kan wit word soos sneeuw, en ons dankie daarvoor. Dit is waarvoor u gekom het, want is net die bloed wat kan wit was, is net die bloed wat kan witter maak as die sneeuw, halleluja. Daar is niks op hierdie aarde wat het kan doen nie. En ek is so dankbaar, Here, u het nie nodig om deur 'n kerk of deur 'n mens of deur iemand te werk nie. U werk deur u bloed, sodat mense gered kan word. Halleluja. Ons is maar net die boodskapdraers van hierdie evangelie van redding deur die bloed van die lam. En laat ons dit sal bly, Here, laat ons onsself nie sal verhef tot iets wat ons nie in u is nie. Ons is diensknegte, ons is disippels wat disippels moet gaan maak. Halleluja, u vra nie waar die kerk jy behoort en of jy aan die kerk behoort nie. U vra, is jy rein deur die bloed? Baie, baie dankie, Here, dat ons die bloed evangelie kan verkondig, want dit is die enigste saligheid wat daar is, en verlossing wat daar is deur die bloed van die lam. Halleluja, baie, baie dankie. Die oorredende woorde van menslike wysheid het baie mense op 'n valse weg gesit, wat hulle noem die middeweg. Dankie Here, ons ken nie 'n middeweg nie. Ons het die breë weg geken, ons ken nou net die smal weg, die weg na die ewigheid. En hierdie smal weg het net na vore gekom deur die bloed van die lam. En Here, laat ons op hierdie weg sal wandel, die bloedweg na die ewige lewe. Halleluja. Ons eer u dat ons so in hierdie dag kan saam bid, Here, want daar is ook verlossing, daar is genesing, en dit alles vind plaas deur u kosbare bloed, Here, en vir genesing deur u wonde, was dit nodig dat die bloed deur die wonde vloei, sodat daar genesing deur u wonde vir elke ene kan wees. En ons dankie vir u in hierdie dag, dat ons kan bid vir almal wat siek is, want u is die groot geneesheer. Halleluja. Die bloedoffer wat u betaal het, dit bring vir ons verlossing, genesing, vrymaking. Ja, dit bring vir ons oorwinning. Dit bring vir ons op die plek waar ons uit God gebore kan wees. Ons wat deur water, bloed, water en gees gekom het. Ons eer u dat daar genesing in hierdie oomblik is.
in u wonde vir elkeen wat siek is, en Here, breek daardie bande van krak en maak elkeen gesond. So bid ons saam, Here, vir al die gebedsversoeke. Ons is so dankbaar, Here. Ons ken nie al die gebedsversoeke nie. En Here, ons weet net een ding, wanneer ons bid, dit maak nie saak asof of ons dit ken of nie, as ons bid oor versoeke, gebedsversoeke, dan weet ek, daar is 'n God wat hoor, halleluja. En deur sy bloed kan ons toetree tot die troon van genade, en ons sal barmhartigheid verkry en genade vind, halleluja. En ons weet, Here, dat u elke gebedsversoek hoor en antwoord. U dit bepaal so, en ons weet dit sal so wees vir elkeen. Hoor dan elke gebedsversoek en antwoorde in Jesus se naam. So bid ons, Here, weer eens vir reën. Ons bid vir al die plekke waar dit gebrand het. Here Jesus, terwyl ons so bid vir reën, weet ons dat u is die een wat gesê het, dat ek gee reën oor die goeie en die slegte, die regverdige en die onregverdige. Here, baie dankie daarvoor. Gee reën op al die plekke waar dit nodig het. En Here, waar die vuur vernietig het, en daar waar selfs reën skade gebring het, die Here Jesus, staan daar die mense by en help hulle in hierdie omstandighede. En dis net u wat die uitkoms kan gee. Doen dit vir elke ene in Jesus se naam, en ons prys u daarvoor en ons loof u. Amen en amen. En Here, dankie dat ons kan bid vir u woord. Here, dis wonderlik om te weet, die hele skrif is deur God ingegee. Halleluja. Dis 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te maak. 'n Woord wat u gesê het, is iemand my woorde bewaar en na my woorde luister. Dit is hy wat my lief het, en ek sal hom lief hê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal kom woning maak in hom. Here, as ons wil hê dat u en die Vader ook woning kom maak in ons, dan sal ons moet luister na u woord, en ons sal dit moet bewaar, en ons sal waarlik die waarheid van u woord moet lief hê met alles wat ons het, veral in die tyd waarin ons lewe, waar daar soveel ellende is, waar daar soveel valsheid is, waar daar soveel roem is, wat mense wat roem op sy kerk en op sy gemeente, terwyl daar niks aangaan nie. Here, wees genadig asseblief en help ons. Baie, baie dankie dat u so wonderlike God is. Dankie, Here, dat ons kan vra dat elke oor bestryk sal word met die bloed, en dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om in hierdie môre saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Daar's iets wat 'n skrif wat baie mense gebruik, en dit word ook herhaal, en ek sien self op Facebook, dis iets wat herhaal word, en het herhaal word, en dit is wat die skrif sê, en ek gaan dit lees. En dit is in Hebreërs, wil dit net gou kry. Prys die Here. Dit is Hebreërs 4, kom ons gaan net daarna toe. Hebreërs 4. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Nou, ek wil net met oplet. Hy sê, terwyl ons dan so 'n groot hoëpriester het. Ek wil nou vandag vir iets sê. Mense probeer met snaakse dinge. As hulle bid, Abba Vader, as hulle bid, is dit en is dit. Maar wat hulle werklik moet bid, is, Vader, dankie dat ons deur u Seun na u toe kan kom. Want u Seun is ons hoëpriester, wat vir ons intree, wat 'n middelaar is, en wat vir ons versoening doen
En nou sê Paulus, terwyl ons dan 'n groot hoë priester het, as jy na die Here Jesus in jou geestesoog kyk, daar waar hy aan die regterhand van die Vader sit, hoe sien jy hom? Sien jy hom as 'n koning? Sien jy hom as al die snaakse goed wat hulle die Here Jesus vandag noem? Of sien jy hom as 'n hoë priester? Of laat ek sê, die hoë priester. As hy dan hoë priester in jou lewe is, en jy aanbid hom dan ook so, daar's niks verkeerd as jy bid, en jy sê, Here, dankie dat jy die koning van die konings is. Daar's niks verkeerd, maar moenie dat dit jou gebed wees nie. Jou gebed is tot die hoë priester, wat vir ons intree. Hy sal aan die regterhand sit, en hy is die deur tussen die Vader en hom. Net deur die Seun, net deur die hoë priester, sal ons na die Vader kan gaan. Net deur die hoë priester sal ons in die allerheiligste kan ingaan, in die heiligdom, agter die voorhangsel leef. Nou, daar is net een manier hoe ons agter die voorhangsel kan ingaan, na die troon van genade. Halleluja. En ek wil dit gou lees, wat sê die skrif. Want as ons nie 'n hoëpriester het, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sondes. Dit meen, ons het 'n hoëpriester, wat met ons swakhede medelee het. Ek praat van 'n hoëpriester. En ek dink as ons begin dit waarlik insien, dat ons is besig om toe te tree tot ons hoë priester. Maar ons moet dit doen in die naam van Jesus. Halleluja. Maar nou sê hy, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind op die regte tyd gehelp. Want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mens op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sonde te bring. En hier is waar die wonderlikheid van hom as hoëpriester is. Hy tree ten behoeve van die mens op. Maar nou sê hy, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En dis al wat hulle nou vandag verkondig is, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Wie is daar by die troon van genade? 'n hoëpriester. En hierdie hoëpriester werk net met bloed. En wat vir my mooi is in die lied wat ons gesing het, hy sê hierdie woorde, hy sê daar is blydskap wat ewig sal bly, deur die bloed voor Gods troon nou te kry. Hoe kom ek by die troon van genade uit? Net deur die bloed. En dit is een ding wat niemand die deur kan toemaak. Ek meen, die kerkwêreld is in hierdie stadium daar, dat jy kan net die Here dien as jy aan 'n kerk behoort. Dis ongelukkig so. En ek wil nou vir julle vertel, dat die kerkwêreld, dat dit gebeur met die katholieke kerk. Die kerkwêreld, katholieke kerk het gesorg, dat as jy nie aan die kerk behoort nie, en jy wil Christus verkondig buitekant, dan het hulle jou vervolg en doodgemaak. En ek wil nou vandag vir iets sê, die kerkwêreld in Suid-Afrika, dit sluit Pinksterkerke in, en alle kerke reg oor die wêreld, is besig om in 'n rigting te beweeg, waar net hulle die evangelie mag verkondig. Hoor wat hierdie prediker vandag vir u sê. Dit is waarom hulle nou besig is om almal wat buite die kerk vir die Here wil werk. Ek meen, hulle wil hulle in hegtenis neem.
Wat is besig om te gebeur? Werk die kerk saam met dit? Om almal uit te sluit wat nie aan 'n kerk behoort nie. Dis waarom hulle so aangaan met die kerk vandag. Jy moet kerk toe kom, want jy moet in die teenwoordigheid van die Here wees. En ons het vir julle 'n plek gemaak waarin julle die teenwoordigheid van die Here kan kom ondervind. Dit meen, jy moet na die kerk toe gaan om die teenwoordigheid van die Here te ondervind. Jy moet aan 'n kerk behoort, in kerk toe gaan, sodat jy deel kan wees van die gelowiges. Waar uit die woord van God word dit beskryf, maar die kerk is besig om in 'n rigting te beweeg, dat ons wat buite die kerk is, gaan probleme kry. En ek wil vandag vir u sê, gaan vra jou pastoor of jou dominee dat hierdie ding wat hulle nou mee besig is, om mense wat nie geregistreer is by 'n kerk, dat hulle in hegtenis geneem en gaan vervolg gaan word. Gaan vra vir jou pastoor, jou dominee, jou leraar, jou apostel, noem hulle het mos almal name vandag. Gaan vra vir hom of hy teen hierdie dinge is wat nou gebeur. Kom, gaan vra vir die kerk rekenskap. Gaan vra vir jou pastoor, soos sê jou leraar of jou apostel of jou matisant nie, wat dit is of 'n dominee, gaan vra vir hom of hy teen dit is. En dan moet hy jou kan antwoord en hy moet vir jou kan sê, ja, die hoofkantoor is ook teen dit. Waarom dink jy vra mense? Waarom werk die kerk nie saam nou nie? Want die kerk is doodstil. Ek wil vandag u waarsku. U beter nugter raak. Eendag daar sit ons met 'n kerkbeheerde land en niemand wat gered word kan uitgaan om die evangelie te gaan verkondig buitekant nie, op homself nie. Dis waarom jy moet nou by die kerk geregistreer wees. Ek wil vandag vir u sê, ons vryheid van godsdienst, dit lyk vir my of dit deur die kerkwêreld weggeneem gaan word. Maar hulle moet die staat gebruik daarvoor. Halleluja. Wees nugter en wees gewaarsku. Hierdie ding is aan die werk. Halleluja. Kom ons gaan verder met die woord van die Here. Dus, ek wil dit weer sê, ons kan net deur die bloed by die troon van genade uitkom, waar ons hoëpriester is, wat vir ons intree, middelaar is en versoening doen vir ons. Dis baie duidelik uit die woord van God. Dit is waarom die Here dit vir my gegee het, dat ek moet die bloed evangelie begin verkondig. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy moeg raak vir die bloed evangelie, dan het jy jouself doodgebloei. Kom maar sê ek dit, as jy praat van bloedarmoede, wat is dit? En het lyk vir my die kerk het sieklik geraak, want daar is bloedarmoede onder hulle. Want wys vir my, kyk na jou eie gemeente, jou eie prediker, hoeveel maal preek hy oor die bloed? En ek wil nou vandag vir u sê, alles wat gebeur het in die Ou Testament, alles wat gebeur in die Nuwe Testament, daar's net een lyn wat konstant hou, en dis die bloedlyn. Toe die Here die dag in die tuin sê, vir die duiwel sê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, toe praat God van die bloedlyn, toe hy praat van haar saad, want uit haar, uit Eva, uit Maria, is die bloedlyn bevestig. En wat vir my wonderlik is van die Ou Testament, waar het die bloed begin?
net nadat die mens gesondig het, toe die Here die mens, die bokke geslag het en vir die mens velle gemaak het, die bloed is vergiet. Toe is dit Abel wat 'n offer gebring het. En dit, en God het hom genadiglik aangesien. En toe is dit die bloed van Abel self. Bloed vergiet. Maar daar is nie meer bloed vandag in die kerk. My pa het eendag vir my gesê, nou, ek meen, hy het reguit gepraat. Hy was gered geweest. En kyk, hy het niks toegelaat wat verkeerd is. Ja. En iemand moet net nie een van ons skade aandoen nie, dan is hy ongelukkig. En hy sê eendag vir my, oor 'n saak waar ek myself nie verdedig het nie, want ek het net gevoel, ek moet myself nie verdedig nie. En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, jy's nie 'n gerber nie. Ek sê, ja, prys die Here, maar ek het 'n bloedoortapping gehad. Ek is nie meer 'n gerber. Ek is 'n bloedgewaste. Met die bloed van Jesus. En dit is waar. Daar's net een redding. En dis die redding deur die bloed. En die kerkwêreld het redding nodig. Hulle het wêreldgelykvormig of wêreldgesind geword. Hulle lyk soos die wêreld, 'n broer, hulle dans soos die wêreld, 'n tree op soos die wêreld. En hulle het die disco-liggies, maar hulle het dit nou nie laat dit so vreeslik aangaan nie. En al hierdie goed het die kerk ingebring. Vir wat? Wêreldgelykvormig. Om mense te kan trek. En ek wil vandag vir u sê, dat die kerk het bloedloos geword. Dit met bloedarmoede en hulle sal sterf geestelik as gevolg van dit. Halleluja. En dit is waarom dit so belangrik is, dat ons moet besef, as mense sê, ja, die Here sien my deur sy bloed, dit meen, hy sien my sonde nie raak nie. Jy weet nie waarmee jy besig is. Want hy kyk nie na jou deur sy bloed nie. As hy na jou kyk, wil hy sien die bloed van sy seun wat jou gered het en vrygemaak het en verlos het van sonde. Dis wat God die Vader wil sien. Hy soek nie iets anders nie. Hy vra nie iets anders nie. Want hy weet as jy deur die bloed gekom het, dan het hy nie nodig om bekommerd te wees nie. Dis waarom hy sê, hy was bekommerd oor die geslag van Abraham. Halleluja. Het jy dit in die woord gelees? Weer Hebreërs. Hoor wat sê die woord. Hy sê Hebreërs 2, vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy barmhartigheid en getroue hoërpriester kan wees in alle dinge wat betrekking het, wat tot God staan, om die sonde van die volk weg te neem. Halleluja. Dis waaroor God bekommerd is. Dink jy die Here is bekommerd oor dat jy siek is? Dink jy die Here is bekommerd omdat jy alles verloor het? Dink jy die Here is bekommerd
omdat jy skade ly? Dink jy die Here is bekommerd as jou geliefde sterwe? Dink jy die Here is bekommerd? Nee, hy is bekommerd oor niks op hierdie aarde nie. Hy is net bekommerd oor een, en dit is oor ons as mens. Want hy weet, as hierdie mens nie deur die bloed kom nie, is hy verlore. As hy nie deur die bloed verlos is van al sy sonde nie, wag daar vir hom 'n ewige hel. Dis waaroor die Here bekommerd is. Maar ons spreek die evangelie asof die Here nie bekommerd is nie, en ons is ook nie eens meer bekommerd oor wat met ons siele aangaan nie. Net solank kan ek 'n kerk behoort en my naam daar op hulle register geskryf is, en ek kan my 10de dag gee, en ek kan gereeld kerk toe gaan. Dis al wat vir my noodsaaklik is. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal saam met jou kerk verlore gaan. Dink jy die Here bekommerd oor 'n kerk wat met mense hande gebou is? Nee. Dink jy die Here bekommerd oor 'n gemeente? Nee. Hy bekommerd hom oor elke siel wat nog nie deur die bloed gekom het nie. Maar die kerk is nie meer bekommerd oor siele nie. Ek het ondervinding daarvan gehad, daar in Wolmaranstad. Die kerk het nie bekommernis oor 'n siel nie. Hulle verwoes 'n siel, en dan sê hulle nog, halleluja, prys die Here, en dan wil hulle nog vir jou preek. Jy moet kerk toe kom en saam met die gelowiges staan bid. En dis waaroor God bekommerd is. En dit is waarom, wanneer ek oortree, kan ek na die Here toe gaan en my sonde bely met berou en trane en 'n sterk geroep. En weet jy wat? Hy is getrou en hy sal my vergewe en van alle ongeregtigheid en van alle sondes reinig. Dis waarom hy sy bloed daar gestel het, sodat ons net gered kan word. Maar ons gee nie meer ag op die bloed van Jesus, waardeur ons gereinig is nie. Nee, ons wil soos die wêreld wees. In elk geval, die kerk het 'n handelsnaam. Hulle is 'n besigheid. Hulle is soos Pick n Pay. Jy kom Sondag kerk toe, dan piek jy wat jy wil hoor of nie wil hoor nie. En die ander, wie sê ek eet die vis, maar ek spoeg die grate uit. Nou sit hulle in die kerk en bring hulle piek wat hulle wil hê of nie. En as hulle ontevrede is oor die dinge wat hulle seermaak, dan kla hulle daaroor. Dis 'n Pick n Pay. Jy kan maar kerk toe gaan, jy kan gaan Pick n Pay daar. En jy moet nog daarvoor betaal. Want as die kerk terugkeer na die bloed toe, gaan al hierdie gemors wat in die kerk is vandag uitgegooi word. En ek wil vandag vir die sê, Petrus sê, hy sê die tyd dat die oordeele van God in die huis van God sal begin. En as dit eers by ons begin, waar sal die sondaar en die goddelose inkom? Want as die regverdige nauweliks gered word, nee, hulle kan aankom by die, en ons doop hulle nie. Mense is in my kwaad, omdat ek sê, moenie mense doop nie. Hierdie ouens wat so die doop adverteer, julle sal voor die Here gerekenskap gee. Ja, maar ons moet mense ook doop. Kry hulle eers by die bloed. Sien dat hulle verlos is deur die bloed van die lam. As hy nou vandag tot bekering kom en hy kan nie verlossing oor 'n ding kry nie, waarom begin die gemeente nie saam vas en bid dat die Here daarin vrymaak nie? Nee, nou sê hulle nee, wat so met die tyd sal hy verlos word, dis 'n leuen uit die put van die hel. Dis naaks toe ons die dag tot bekering gekom het in die Pinksterkerk. Hebreër het ons gesien hoe die een na die ander wat gered word, verlos is van sonde, en ek praat van al wat 'n sonde is. In 'n oomblikse tyd, dink jy die bloed van die Here is feilbaar? Dink jy die bloed van die Here is nie in staat om daardie ring sondaar in 'n oomblik te red, sodat hy totaal vry kan wees van alle sonde nie? Maar almal moet betaal, want elkeen het 'n bediening, 'n pastorale sielkundige, en daar is 'n sielkundige, en daar's 'n intercessor. Hy kan jou help om van die ander goed ontslae te raak. Hy kan nie, hy's 'n mens. Ek wil amper sê, hy's 'n dooie ding.
Maar dis waar die kerk in glo, en dan sê hulle, nee, jy moet kerk toe kom. Halleluja. Ek wil vandag vir iets sê. John Wesley het 'n gesig gehad. En hy kom met hierdie gesig by die poorte van die hemel. Hy sê Petrus staan daar. Nou ja, sy kerk se mense, die vra hy vir Petrus, hy sê, wie is almal daar in die hemel? En hy begin vir Petrus vra, en hy noem die kerke se name, en Petrus antwoord net, nee, hy sê daar nie, hy noem al die kerke se name. Ek praat van daardie tyd, John Wesley. Al die kerke se name, nie een van hulle nie. Toe vra hy op die einde van die dag, maar sy kerk, toe sê hy ook nie. Toe sê nou, wie staan in die hemel? Sê Petrus vir hom, net bloed gewastes is in die hemel. Want wanneer die bloed jou gereinig het, en jou gewas het, en jou verlos het van die sonde, dan kan jy alleen in die hemel ingaan, want geen sonde sal in die hemel ingaan. Dit meen, julle sê vir die mense, nee, kom tot bekering, en jy bid vir hom, en hy rook nog 'n bietjie, en hy drink wyn, en hy doen dit, en hy doen dit. Sê nee, jy sal met tyd verlos. Wat dink jy, nou doop jy hom, wat dink jy gaan met daai persoon gebeur, as hy nou moet sterwe? En jy het vir hom al hierdie klomp leuns vertel. Wat dink jy gaan van daardie siel word, as hy nou sterwe? Sy bloed is op jou hande. En jy sal eendag gaan rekenskap voor God gee vir daardie persoon se bloed. Dis waarvoor die Here sy bloed gegee, sodat daai persoon verlos kan word, totaal geheel en al, dat sy sonde weggeneem kan word. Maar nou sit ons met die sonde, en dan dink ons werk met die bloed. Dis waarom die woord sê, as die regverdige in die dag wat hy sondag sterwe, sal sy bloed op sy hande wees. Maar, as die regverdige, as hy gesondig het, en jy waarsku hom nie, dan sal sy bloed op jou hande wees. Wanneer jy sal verlos word nog, moenie worry nie, dit is 'n proses. Wie dink jy is jy? Wat se duiwelse evangelie? Ek wil sê, wat se duiwelse bloed evangelie verkondig jy? Bloedlose evangelie verkondig jy? Halleluja. Die woord sê vir ons in Genesis 15 vers 6. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Nou, hier is in my interessant. Geregtigheid kom alleen deur geloof. Ek wil vandag vir jou vra, waardeur word ons gered en verlos? Deur die bloed of deur my te laat doop? Kom. Wat sê evangelie het jy? Elkeen wat glo en hom laat doop sal gered word. Die skrif sê so. Maar daar's 'n verskil in redding. Daar's net een wat my kan red van die sonde, en dis die bloed van Jesus Christus. Die redding van die doop het heeltemal iets anders. Geen doop op hierdie aarde kan enige mens red en verlos van sonde. Geen doop. Jy kan hom 100 maal doop, maak nie saak nie. As hy nie verlos is deur die bloed van die lam nie, is hy nie gered nie. Halleluja. As mense dit nie wil sien, verstaan het. Die Bybel sê, hy wat glo en wat doop sal gered word, is 100% reg. En vir hom wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Dis alles 100% reg. Maar dis nie die redding deur die bloed nie. Halleluja. Die woord skei die twee van mekaar, van die drie van mekaar. Die bloed, die water en die gees. As jy nie deur die bloed kom nie,
kan jy nie gedoop word nie. Maar vandag word mense gered, sodat hulle kan wees soos wat jy is. Reg, pastoor? Jy dra daar die stikkende broeke en goed op die kansel met 'n hoedjie op en daar preek jy en nou dink jy, daai wat nou tot bekering gekom het, hy moet net soos jy lyk en dan lyk hy soos jy. Dink jy hy is gered, wat jy self is jy is gered nie. Jy het geen ontzag vir die Here nie. Wat sê die woord verder? Die woord sê dat die volk van God het nie God nie geglo nie, dis Israeliete, en na sy stem nie geluister nie, en vandag is dit presies dieselfde. Die mense glo nie God, dat alleen deur die bloed van Jesus word ek gered. Hulle glo dit nie meer nie. En as daar kerke is wat verkondig, glo hulle dit werklik? Of gebruik hulle die bloed maar net om daai een by die Here te kry? En maak nie saak of hulle sonde agterbly nie. Nee, die Here sal hom later verlos, dis 'n leuen. Hulle het sy woord nie geglo nie. Ek wil net vinnig dit doen. En nou sê Jesaja 53 vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Wat is aan ons verkondig? En jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En ons verlossing is in Christus, in sy bloed. Halleluja. Alles gaan met die bloed. Glo jy dit werklik? Ek weet, Nineve het God geglo. Nineve het God geglo. Weet jy wat? Die profeet Jona het God nie geglo nie. Hy het gewag dat Nineve vernietig moet word. Maar die Nineve het God geglo. Dit meen, baie predikers op die kansels vandag glo nie God nie. Maar die mense hieronder glo die Here. En jy glo nie God nie. En jy glo nie so in sy bloed soos wat dit moet wees nie. Nee. En dan wil jy vir sê, hulle moet nou kerk toe kom, wat hulle moet saam met die gelowiges, dis die plek waar die Here, wat ons vir julle berei, sodat julle die teenwoordigheid van God kan staan. Maar jy glo nie eers die Here nie. Halleluja. Hy sê Matteus, die doop van Johannes, waar was dit? Uit die hemel of uit die mense? En hulle het by hulle selfgerigte gedeure gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy vir ons vra, waarom het julle hom dan nie geglo? Waarom het julle Johannes nie geglo? Nie die doop geglo. Waarom het julle hom nie geglo? Johannes, jy kan in die doop glo net soos wat jy wil, het gaan jou niks help. As jy nie eers deur die bloed gekom het nie. Halleluja. Met Johannes het die weg van geregtigheid verkondig en hulle het hom nie geglo nie. En hier is die interessantheid. Glo jy werklik God se woorde wat hy gesê het? Daar is die lam wat Johannes gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld word. Nou, en ons kan gereinig word, gewas word, verlos word, die saligheid kry deur die bloed van die. Glo jy werklik dit? As jy dit nie glo nie, kan dit nie vir jou tot geregtigheid gereken word nie. Dit meen, jy gaan aan in jou ongeregtigheid. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ek wil net verder gaan. Hy wat in hom glo word nie veroordeel, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eerstgebore seun van God nie. Nou kan ons verder gaan, daar's baie punte wat ek oor geloof kan praat, maar ek wil nie daarop stil staan nie, want dit is baie belangrik. En dit is dat, ek wil hier iets noem wat vir my baie interessant is uit die woord van die Here. Ek kan nou van die verbonde ook praat, maar ek wil net iets oor die verbonde sê. En dit is dat, daar is die verbonde, daar's twee verbonde. Die Oud-testamentiese een en die Nuwe Testamentiese een. Ek kan nie al die verse nou vir die lees nie. Dan is daar natuurlik ook 'n nuwe verbond.
Dis 2 verbonde, maar een van hierdie 2 is 'n nuwe verbond. En hierdie nuwe verbond is die verbond in die Nuwe Testament. Dis interessant, hoekom 'n Nuwe Testament? Die Ou Testament is met bloed ingewy. Dit begin by die bokke wat God geslag het vir die velle, om vir die mens klere te maak. Dis hoe die Ou Testament ingewy is. Die Nuwe Testament is ingewy deur die bloed van Jesus, hy wat gesterf het aan die kruis. Hierdie testament is deur die bloed van Jesus, en wat hier interessant is, dat hierdie nuwe verbond, die Nuwe Testamentiese verbond, wat bevestig is deur die bloed, en wat deur die bloed ingewy is 'n ewige verbond. Die Ou Testamentiese een sal verbygaan. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat sê Hebreërs daarvan. Ek wil net oor die nuwe verbond gaan praat. Hy sê in Jeremia 31 vers 31, kyk daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Hebreërs 8 vers 8, want hy berus vir hulle en sê, kyk daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Die 8 vers 13 Hebreërs, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, want dit is Ou Testament. Dis 'n ou verbond. En wat oud geword en verouder is naby die verdwyning. Waarom? Want die Ou Testamentiese verbond, veral met die besnydenis, het geen krag nie. Maar 'n nuwe skepsel in Christus het groot krag. Waarom? Want die nuwe verbond, wat 'n ewige verbond is, werk deur die bloed van Jesus, en dit kan nie verouder nie, en dit bly vir ewig nie, en sal vir ewig daar wees. Dit meen, die Nuwe Testamentiese verbond is 'n ewige verbond, wat nie verby kan gaan nie, wat nie kan verouder nie, alhoewel die Ou Testamentiese ene. En dit is waaraan die Israeliete vashou. Jy kan dit nie glo nie, veral hierdie klop Israeliete in ons land ook, al hierdie wat sê hulle is Israeliete, hulle hou aan die ou verbond vas. Die woord sê hy is besig om verby te gaan, en hy is besig, hy het eintlik klaar verby gegaan, halleluja, want die bloed van Jesus het alles tot volheid gebring. En die ou een het verby gegaan verbond. Maar wat onder die ou verbond gebeur het, is natuurlik die belangrike, praat van die ewige verbond. Ek wil nie hierdie oor stilstaan by die ewige verbond nie, ek wil net gou verder gaan. Halleluja. En wanneer ek wil net dit sê, die tweede verbond, wie kry die eerste verbond, is met Abraham. Tweede verbond is die verbond van die Nuwe Testament. En dis 'n nuwe verbond, 'n ewige verbond, want die bloedverbond is deur die bloed van die Here Jesus verseël en bekragtig deur God die Vader. Dis die nuwe verbond. Dan wil ek net gou na die geslagte van die aarde gaan. Wat het ons te doen met dit? Hy sê in Handelinge 3 vers 3 vers 25, en julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê, in jou saad sal die geslagte van die aarde geseën word. In jou saad. Wat is sy saad? Ismael en Isak. En hierdie geslagte, dis 2 geslagte. Hoor wat sê, wil ek weer lees, in jou saad sal die geslagte van die aarde geseën word. Die Bybel sê dat Abraham 'n altaar gebou en aan God geoffer, voordat Isak gebore is, voordat die besnydenis met die bloedverbond ingestel is, het Abraham offers gebring, het altare gebou. Nog voordat Isak gebore is, nog voordat die besnydenis ingekom het. So die bloedverbond, as ek dit so kan instel, uiteensit, die bloedverbond van die Ou Testament was voor enige wet
enige wet met sy gebooie. Ek wil dit weer sê, die bloedverbond van die Ou Testament is bo die wet met sy gebooie. Want die bloedverbond spreek van die genade, spreek van versoening, spreek van vrymaking, alhoewel dit in die Ou Testament nie kon werk ten volle nie, want net die bloed van Jesus kon alles tot volheid gebring het. Halleluja. So, al die geslagte van die aarde is onder die ou verbond ingesluit. Vreemdelinge, slawe, hulle wat Abraham met geld gekoop het uit die volke en die nasies en die tale, die mans moes allemaal besny word, sodat hulle onder die verbond kon inkom, die bloedverbond. En ek wil nou vandag vir jou sê, die wet het geen krag nie, behalwe die sonde. Maar om die mens te verlos en vry te maak, dis net die bloed van Jesus. Maar al die volke, nasies en tale moes van die begin af ingebring word, sodat wanneer Jesus kom, daar nie meer 'n Jood en 'n Griek sal wees nie, maar bloed gewas is. Halleluja. Dis die geslagte van die aarde. Daarom is dit so belangrik dat die woord van die Here sê, hierdie mooi woorde, ek wil dit net noem, Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Hier is 'n interessante ding, daar kon geen, hoor wat sê, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir verlossing van die oortreding. Dit meen, halleluja, dis ek en jy, ek moet eers sterwe, en ek kan dit net sterwe in Christus, in die verlossingsbloed, dan sterwe ek, dan is Flippie Gerber dood, en dan kan hierdie dooie persoon begrawe word in die doop. Kan julle dit nie verstaan nie? Jy moet sterwe, voordat jy begrawe kan word. Jy moet die verlossing deurgaan, want as jy die verlossing deurgaan, sterwe die ou mens. 'n broer, wat interessant is, as ek dood gaan tydig, dan dra hulle my graf toe. Nee? As ek gesterwe het, dan moet ek gedoop word, want ek moet begrawe word. Halleluja. En hierdie ding is vir my so wonderlik. Ek wil dit weer sê, die doop het geen verlossingswerk, sodat my naam in die boek van die lewe geskrywe kan word nie. Dis alleen deur die bloed. Halleluja, as ek dit so kan skryf, my naam is deur die bloed van Jesus geskrywe in die boek van die lewe van die Lam. Halleluja. Die doop het sy eie funksie na bekering. En dis wonderlik. En dit moet gedoen word. Waarom adverteer jy nie die verlossing deur die bloed van die Lam, dat ek en jy moet sterwe nie? Waarom preek jy dit nie? En Abel het geoffer en die Here het sy offer genadiglik aangesien. Nou, hier sal my 'n paar mooi dinge. En dit is dat God het aan Abraham, kom ons sê Abraham, hy is die vader van die geloof. Sonder die wet met sy gebooie. Kan ek dit weer sê? Abraham het die vader van geloof geraak, sonder 'n wet met sy gebooie. Waarom? Want God kon nie die verbond, die bloedverbond, koppel aan 'n wet met sy gebooie nie. Want deur die wet en die gebooie het baie gesterwe. En die bloedverbond is om lewe te bring vir die mens. Dis waarom die wet van die Ou Testament, ek wil dit so uitdruk, hy word genoem die wet met sy gebooie, die wet van die vlees,
met sy gebooie, die sonde en die dood en die straf. Dis die wet met sy gebooie. 5 dinge. Dood, straf. En die Here kon dit nie koppel aan die verbond by Abraham nie. Dis waarom die Here Jesus toe hy kom, toe haal hy Israel onder die wet met sy gebooie uit. Hulle is vry vandag van die wet met sy gebooie. En dan wil ons klomp Israeliete die 5 boeke van die Ou Testament, ek meen 'n studie van maak, en dit is hulle geloof. Ek wil nou vandag vir u sê, uit die 5 boeke is dit duidelik dat God het nie die verbond, die bloedverbond aan die wet onderwerp met sy gebooie. Want as God het gedoen het, sou geen mens gered kan word, nie eers deur die bloed van Jesus. Hy sê daarom, hy sê in Genesis 17, kom ons lees eintlik 17:4. Hy sê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Halleluja, dink julle het Abraham as vader? Hoor wat ek nou vandag vir u sê. Hier het God klaar bepaal, volke, nasies, tale en stamme. Abraham sal die vader van hulle almal wees. Hy is die vader van die geloof met 'n bloedverbond, en dis vir almal op hierdie aarde. Al in die Ou Testament, in die hele 5 boeke. Hoor wat sê hy verder, 17 vers 5, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte nasies. Dis waarom hy Abraham genoem word, want God maak hom van die vader van menigte nasies. Israel, wat? Julle Israeliete, wat dink julle, wie is julle? Ek wil net dit sê, ek dank die Here vir Israel. Hy is die uitverkore voor, hy is die beminde, hy is die uitgesoekte, hy is, noem dit net wat jy wil, dis God se volk. Maar moenie onder hierdie volk wil inkruip en jouself wil verhef oor ander nasies wat ook verlos word deur die bloed van die lam. En Jesus afskiet as 'n niks. Ek wil net dit vir jou sê, met jou geloof, as jy sterwe, gaan jy jou oogies eendag in die hel oopmaak. vers 7, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voorkom. Stamme, volke, nasies, tale. Hoe? Duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Israeliete, wie dink julle is julle? Wil julle teen die bloed van die lam roem, wat my verlos het en vrygemaak het, wat my naam in die boek van die lewe van die lam geskryf het, en baie ander kinders van God. Dis gewonder die woord sê, daar's sommige van die wat onder jou is, wat uit die sinagoge van die duiwel is, en ek wil vir jou sê, dat julle Israeliete is uit die sinagoge van die duiwel. Hy sê, die 9de vers, verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, en jy en jou nageslag, na jou, en van geslag tot geslag. Hoor wat sê hy, die 10de vers, dit is my verbond, wat julle moet hou, tussen my en julle, en jou geslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Waar staan dit geskryf? Dit is baie mooi. Dit is sommer daar in Genesis 17 geskrywe. Nog voordat daar ooit gepraat was van 'n wet met sy gebooie. 400 jaar moes Israel, vir 430 jaar moes Israel in slawerny in Egipte wees. En toe moes hulle die woestyn in. Toe kom hulle eers by die berg Sinaï.
toe word daar 'n wet met gebooie gegee. Halleluja, nadat die verbond al hoeveel 100 jaar aan die gang is. Vir alle nasies, volke, tale en stamme. Hoor wat sê, al wat manlik onder julle is, moet besny word. Die 11de vers, julle moet aan die vlees van die voorheen besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Hoekom? Want wat is die verbond? Dit is 'n bloedverbond. Die moet besny word, die bloed vloei, dit is 'n bloedverbond. Dis waarom die Nuwe Testament is 'n bloedverbond, want Christus moes besny word, gesny word, sodat sy bloed vloei, ter wille van hierdie nuwe verbond. Hy het die Here sê, dit is my verbond met julle. Jesus Christus wat gesterf het, wat sy bloed gevloei het, dis die nuwe verbond van my vir julle. Nasies, volke en tale en stamme. Nou sê hy, kom ons lees bietjie. Die seentjies moet op 8 jaar besny word. Maar hy sê verder, 12de vers, en 'n seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat enige vreemdeling met geld gekoop het, wat nie van jou geslag is nie. En die wat in jou huis gebore word, wat met geld gekoop is, moet sekerlik besny word. Hoor wat sê die Here. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. Waarom? Want dit sluit Israel, dit sluit vreemdelinge, dit sluit slawe in, die wat met geld gekoop is, uit elke volk, nasie en taal. Maar in die Nuwe Testament is dit nie met geld gekoop nie, dit is gekoop met die bloed van Jesus Christus. Halleluja, uit elke volk, nasie en taal. Prys die Here. Jy sal hierdie verbond minag en jy sal die ewigheid nooit sien nie. Omdat jy sê jy is Israeliet. Halleluja. Hy sê die 14de vers, en wat manlik is in die vooruit het, en nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote geroei word. Hy het my verbond gebreek. Dit meen die vreemdeling, almal wat gekoop is deur geld, wat slawe was ensovoorts, wat in die huis van Abraham was en wat die huis van Jakob was. Dit is waarom, is interessant, dit is waarom 4 seuns van Jakob uit slawe gebore is. Want weet jy wat, as hulle besny is, die mans besny is, dan word die verbond deel van daardie slavin en haar kind. Halleluja. En toe kom dit by my en ek wil dit graag vir die gees lees. Dit is seker waarom die Here Moses wou doodmaak, want hy het nie sy 2 seuns besny nie. Gaan kyk bietjie die woord. Hy het nie sy seuns besny nie. En toe die Here vir Moses wou doodmaak en hy vlug, daar's net een manier, halleluja, en dis weer 'n slavin. Sy gryp 'n skerp klip en sy besny haar 2 seuns en God spaar Moses se lewe. Abraham roep uit, en ek wil hiermee afsluit. Die Here roep hom en sê vir hom hierdie woorde. En daardie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Hierdie is een van die wonderlikste gedeeltes in die woord van God. Dis waarom Abraham die vader van geloof genoem word. Maar hy sê, Genesis 22 vers 2, toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het. Is interessant. Toe die Here Jesus die dag gedoop is, stem uit die hemel, die Vader wat sê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag. Abraham, hy jou enigste wat jy lief het, want ek het my enigste lief. Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nou ons weet, is die berg Moria geweest,
Hy sê, daarom het Abraham vroeg die môre klaar gemaak en sy esel opgesaal en die 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oop, sien die plek van ver af. En die 5de vers, en Abraham sê aan sy dienaars, bly hier met die esel. Ek en my seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En hierdie was in my baie mooi. Genesis 22 vers 6. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun gesit. Presies wat die Here Jesus moes doen. Hy moes sy kruis dra. Hy het later geswoop onder iemand anders gedra, maar hy het in die begin sy kruis gedra. Presies wat Abraham gedoen het. En ek wil vandag vir u sê, sonder hout is daar geen offer nie. Sonder die kruis is daar geen offer nie. Maar julle het mos wys geraak om weg te beweeg van die kruis. Julle sien die kruis net as 'n simbool. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou kruis nie opneem en die Here volg nie, dan is daar geen hout. Wanneer jy jou liggaam moet gee as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer, daar is geen hout. Waarom het Abraham dit gedoen? Hy het opgetree soos wat dit met die Here Jesus sou gebeur het. Hoor wat sê die woord. Halleluja. En die 4 en die mes in sy hand geneem, so het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, weer 'n keer, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, waar is die lam vir 'n brandoffer? Genesis 22 vers 8. En Abraham antwoord, God sal vir hom 'n lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Baie interessant. Neem jou geliefde seun, gaan offer hom. Hier staan Abraham bevraag van Isak. En die grootste evangelie boodskap word deur Abraham verkondig, sonder dat hy dit by God gehoor het of iets van die aard. Nou, grootste boodskap, dis waarom hy die vader van geloof is. Nou, want hy het God geglo, en hy het geglo dat God sal vir hom 'n brandofferlam voorsien. Halleluja. Hoor wat sê die woord. Toe hulle kom by die plek wat God aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou, die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Christus bo op die hout. Dis waar God sy seun, net soos Abraham sy seun gesit het op die hout. Maar hierdie keer staan nie 'n plaasvervanger nie, want hy is die offerlam van God. Maar die engel van die Here het, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Halleluja. Dis waarom hy in Openbaring 5, toe hulle vra wie is waardig om die boek te neem, en Johannes sien, daar's niemand die toe weet nie. Totdat die engel vir hom sê, kyk daar, in die middel van die troon, staan een. En Johannes kyk, toe sien hy 'n lam asof hy geslag is. Net soos wat Abraham sy seun wou slag, het God sy seun geslag. Vir ons. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, en doen niks nie, want nou weet ek, dat jy God
vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou. Sal wonderlik, Abraham, jy het jou seun nie teruggehou nie. Dink jy, ek gaan nou my seun terughou nie? Ek wil vandag vir u sê, as jy ooit iemand wat op hierdie wêreld geloop het, wil dankie sê, dat jy gered is, dan sit Abraham. Want Abraham het sy seun nie teruggehou van God nie. Hy wou hom geoffer het. Vir 'n jaar het ons gesing, alles offer ek. Die Here weet, ons kan nie meer daai koortjie vandag sing. Hy sê, maar nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En die woord sê, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as 'n brandoffer in die plek van sy seun geoffer het. Ons wat werklik eintlik moes onsself geoffer het, doodgemaak te word, geslag te word, en in die kruis moes daar. Jesus het in ons plek dit gedoen. Genesis 22 vers 14, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En dit was so, op die berg, ons noem hy berg nou, Golgotha. God het die brandofferlam voorsien, net soos wat Abraham dit uitgeroep het. Dat Abraham was in werklikheid ook profeties gewees. En hy gaan verder en hy sê, 22 vers 15, toe roep die engel van die Here die tweede keer na Abraham van die hemel af. 22 vers 16, en sê, ek zweer by myself, spreek die Here, en ek wil jy moet oplet. In die Hebreërs, Christus het hoëpriester geword, met 'n eedsweer. Die nuwe verbond, wat aan Abraham al reeds gemaak was, is met 'n eedswering bevestig, volgens Hebreërs. Dit meen, dis wat die Here sê, want hy kon by niemand hoor as hy sweer nie. Daarom het hy by homself gesweer, so sê in Hebreërs. En dis waarom hierdie vers vir my so koslik is. Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie terughou het nie. 17de vers, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand, en jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. En in jou geslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Dink net, as Abraham nie geluister het, dan was al die nasies van die aarde nie daarmee. Maar God het met 'n eedswering Israel met al die ander nasies ingebring in hierdie saligheid. Waar? In Genesis al. Nie in Matteus nie, nie in Lukas nie, nie in die Paulus se briewe, nie in Johannes nie, nie, 1000 maal nie. Abraham, daar het God die nasies klaar ingebring, sonder 'n wet met sy gebooie. Want dis waarom Paulus sê, die wet is kragteloos en kan niemand voor God regverdig nie. Net die geloof in God wat Abraham gehad het, dit bring vir ons regverdigmaking. As ons glo dat Jesus ons kan red deur sy bloed en ons verlos en ons vrymaak, sodat ons kinders van God kan word. Ek wil vandag vir jou sê, stop met die gedopery en begin met dit wat te doen het met die mense ewige saligheid.
bloed evangelie. Verkondig. As net hierdie wat Abraham gedoen het, uit hierdie kan ek seker vir 'n hele jaar preek. En dit sal net oor die bloed gaan in die verbond. En daarom is dit noodsaaklik. Ek wil net gou hierdie iets lees, dan sluit ek af. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Hy sê in Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Ek wil net voor ek verder gaan, 2 Korintiërs 5 vers 18. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus het ons die bediening van versoening te gee. Pastoor, ek wil jou vra, dominee, ek wil jou vra, wat se bediening het jy? Elkeen wat sê hy is in die bediening, hy is 'n geroepene. En jy gaan na 'n Bybelskool toe, wat leer hulle jou oor jou bediening? Hoe jy met koeke bak, hoe jy met funksies hou, hoe jy met straatete hou, hoe jy met inry by jou kerk maak, nou al hierdie dinge, hoe jy jou gemeente moet bestuur. Wat sê die woord is jou en my bediening? Prediker, wat sê die woord van elke bloedgewaste ene? Waarmee moet hy die mense bedien, sodat hulle disippels kan word? Waarmee? Hoor wat sê die woord? Die bediening van versoening. En hoe kry ons die versoening? Alleen deur die bloed van Jesus. Die bloed van die kruis. Ek kan nou al die skrifte lees, maar ek het nie tyd daarvoor. Ek wil nou vandag vir u iets sê, en jy kan nou kwaad vir my raak. Geen nie om nie. Die Here het vir geen prediker op hierdie aarde die bediening gegee om mense te doop nie. Kan ek dit weer sê? Die Here Jesus, daar is 5 bedieninge, en nie een daarvan is die bediening van die doop nie. Ons het vandag die bediening van die doop 'n bediening gemaak, sonder dat mense deur die bloed gekom het. Jy moet die bediening van versoening hê, en hierdie bediening kan jy net bewerk deur die bloed van die kruis, deur die bloed van Jesus, die verlossing in sy bloed, die saligheid in sy bloed, alles. Jy kan net hierdie bediening doen, die bediening van versoening, deur die bloed van Jesus. Daar is niks anders nie. Halleluja. Weer vir jou sê. Nergens nie. Ja, maar die Here sê, doop hulle in die naam van die Vader, het gemaak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun. Dis heeltemal reg. Dis 'n bevel van die Here. Wat hy het gesê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Doop hulle soos ek vir julle sê, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle moet gedoop word, soos ek gedoop is. Hulle moet gedoop word. Maar sorg dat hulle by die verlossing en die vrymaking eers daarby uitkom deur die bloed van die lam, voordat julle hulle doop. Halleluja. En hierdie is in my mooi. Hy sê in Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kolossense 1 vers 14. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. 2 Timoteus 2 vers 10. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus kan verkry met 'n ewige heerlikheid. Hy sê, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan
in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Deur wat? Deur sy bloed. Ek wil nou vandag vir iets sê. As jy hierdie gedeeltes vat, of as jy hierdie boodskap vat, en jy gee nie ag op wat hier geskrywe staan nie, en jy dink jy kan maar aangaan soos wat jy aangaan, kan ek vir jou waarborg op God se woord. Jy sal die Here Jesus eendag nie sien. Keer terug na die bloed van verlossing en vrymaking, die bloed van saligheid. Alles werk deur die bloed. Volke, nasies, tale, stamme. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê. U vir Abraham gesê, omdat jy jou seun nie van my teruggehou het. Here het die mens op die proef gestel en Abraham was gehoorsaam. En het hom beproef verklaar. Sodat deur sy optrede en gehoorsaamheid aan u die wêreld gered kan word. Dis waarom u geantwoord het in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Here, nie van vandag af nie 2000 jaar terug nie, maar van die begin af. Van die skepping af het God die wêreld lief gehad. Die Here, toe dit kom by die offer en die sien dat Abraham hou nie terug, toe het u ook nie teruggegaan. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie daarvoor. Seën elkeen in jou. Halleluja. En laat ons lewe, ons liggaam, nie terughou van God, maar dat ons liggame sal gee as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Seën elkeen. Amen en amen.